Baie welkom by Vandag so Oordenking. Ons gesels hierdie week daaroor dat ons roeping nie noodwendig iets is wat ek gaan doen nie, maar dat dit deel is van wie ek in my diepste wese is. In die kultuur waarin ons leef, word daar konstant gefokus op wat ons doen. Hoe produktief ek was vandag, wat ek alles in hierdie week gedoen gekry het, hoeveel items ek van my to-do-lysie kon afmerk. Boonop sit ons voortdurend nog meer druk op onsself en op mekaar. Ons sê vir mekaar, ons moet meer doen, harder probeer, meer betrokke wees. Dit terwyl ons reeds skeefgetrekte en oorbesige realiteite die laaste bietjie lewe uit ons probeer pers. Maar daar is dalk 'n kans dat ons so besig is met besig wees, dat ons nie meer tyd het om mens te wees nie, en so die essensie van wie ons in Christus is verloor. Ek het iewers hierdie woorde gelees wat sê, you can't just do the process, you have to be it, live it. Then it is easier for people to catch it from you. Dit gaan natuurlik oor die idee dat dit veel help dat ek op 'n kunsmatige manier op die oppervlak van my lewe sekere dinge doen, as dit nie vanuit 'n egte plek binne in myself kom nie. As ek aan die binnekant 'n sekere soort mens is, het ek nie nodig om so hard te probeer om dit aan die buitekant te wees nie. En dan kom dit amper vanself. Die doen vloei as het ware uit die wees. Maar ek gaan nie by hierdie interne wees kan uitkom as ek nie tyd maak vir God se dieper prosesse in my lewe nie. Dit is natuurlik 'n interessante fenomeen, dat ek myself so besig hou, juis, sodat ek nie by die dieper aspekte van my lewe kan uitkom nie. Daar's 'n goeie kans dat besig wees een van die groot geestelike slaggate is vir mense met slim egos. Ons is nie veronderstel om net nog meer en meer laste op onsself en op mekaar te laai nie. Wat sal gebeur as ons dapper genoeg kan wees om ons besige programme elke nou en dan te stop, sodat ons die ruimte kan skep vir wie ons ten diepste is om na vore te kom, en ons meer spontaan en lewegewend in ons lewens teenwoordig kan wees? Daar is deesdae 'n beweging wat gelowiges wil laat skuldig voel, omdat hulle nie by meer dinge betrokke is nie. Skuld was nog nooit op die langtermyn 'n goeie motivering om 'n sekere soort mens te wees nie. Natuurlik reageer ons op verskillende maniere op hierdie kollektiewe skuld. Sommige van ons voel maar net altyd heeltyd skuldig, soms minder, ander kere meer. Ander van ons probeer so nou en dan darm net iets doen om nie so skuldig te voel nie. Een of ander grootse en monumentele uitskieterpoging. Maar in 'n land soos Suid-Afrika steek die skuld maar vas. Daar's die van ons wat ook voel dat ons op meer volhoubare en langtermyn maniere by nood van een of ander aard, mense of diere, wil betrokke wees, hoe dit ook al sy. 'n Mens kan maklik voel dat diep liggende skuld jou verlam, en dan doen jy sommer niks. Eenmaal was ek by 'n konferensie waar 'n Ierse non die oggendoordenking behartig het. In haar gebed het sy onder andere die volgende gesê: Lord, please help me to be a beneficial presence today. Die woorde het my diep geraak. A beneficial presence. Wat sou dit vir my beteken om in my alledaagse lewe, met elke kans wat ek kry, 'n beneficial presence te wees? Hoe sou dit lyk wanneer ek 'n voordeeldraende teenwoordigheid in mense se lewens is? Dalk is die mees volhoubare oplossing deur daaglikse random acts of kindness in enige gegeewe konteks 'n beneficial presence te wees. Wat nie in die oomblik iemand se ganse lewe verander nie, maar wat in daardie oomblik, op daardie plek, iets van God se lig en lewe bring. Hier gaan dit dus oor die teenwoordigheid wat ek as kind van God na elke situasie in my lewe bring, omdat ek 'n sekere soort mens is. En dit is ten diepste elkeen van ons se roeping. Soos Matteus 5 vers 16 ook sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ons moet eintlik die deeltjie van die vers wat sê die goeie werke net eers bietjie uithaal. Matteus 5 vers 16 sê dat as ek my lig laat skyn
wat hier diep binne uit myself kom en deel is van wie ek is, skyn dit nie op die goeie goed wat ek doen nie, maar op die Vader. Vir te lank het ons gefokus op die goeie werke. Dis tyd dat ons eerder fokus op die lig hier binne, en dan sal die spontane uitvloeisel ons gedrag wees. Die gedrag, of dan goeie werke, was nooit veronderstel om die eerste fokus te wees nie. Ek glo dat God wil hê dat ons elke dag, in soveel moontlike alledaagse en doodmenslike situasies, oral sy anonieme agente van liefde en lewe en genade sal wees. Random acts of kindness is eintlik maar ons elkeen se roeping. Dit beteken dat ek elke dag in elke konteks waar ek my bevind, sal oop wees vir geleenthede waarin ek op my unieke manier klein, selfs onmerkbare verskille in mense se lewens kan maak. Soos om die tannie by Checkers met haar waantjie te help wat vashak. Om 'n sjokolade by die volstasie te koop vir iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan. Om 'n bottel koue water te koop vir die karwag op 'n warm dag. Om die kennis wat ek op straat raakloop 10 minute van my tyd te gee, om net 'n bietjie af te pak oor die uitdagings wat hy of sy tans ervaar. Om die boemelaar by die karvenster te groet, sonder om te voel dat ek iets moet gee. Deur oor myself te begin dink as iemand wat as gevolg van my verhouding met God, iets van God se gees in die wêreld kan indra deur my gewone lewe, kan ek 'n beneficial presence of voordeeldraende teenwoordigheid in mense se lewens word, en so elke dag my diepste roeping uitleef. Ons bid saam. Here Jesus, seën ons met die gewilligheid om soos die anonieme agente wat ons is, oral waar ons kom, 'n beneficial presence te wees en ons diepste roeping uit te leef. Amen.